God doen die onmoontlike. Niks is vir hom te groot nie, niks is vir hom, soos die skrif sê, te wonderbaar of onuitvoerbaar nie, maar dat ons moet vra. Jakobus 4 sê dit so, julle het nie omdat jy nie vra nie. Nou wie wat na hierdie boodskap luister, sal vir my sê, hy het nie 'n wonderwerk nodig nie. Is daar iemand wat sê, ek het nie iets nodig nie, ek hoef niks te kry nie? Wel vriend, kry vir jou dan net 'n lewe, want as jy lewe, het jy altyd iets nodig. Ek kyk vir wonderwerke, want ek dien die God van die wonderwerke. Jakobus 4:2 sê so, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Kom ek lees vir jou die hele vers. Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord, en so gaan hy aan, julle veg, maak oorlog, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Soos God wil hê, ons moet hom vra. As daar iets is wat jy nie het nie, is die rede dalk eenvoudig omdat jy nie vra nie. Baie mense is skaam om te vra in hierdie werklike lewe, en dit is so, partykeer het jy in hierdie werklike lewe nie omdat jy nie vra nie. Kyk maar, die kind wat die meeste vra in die gesin is die kind wat die meeste kry. Kind wat die minste vra is die kind wat die minste kry. Die Bybel sê dit as 'n Bybelse beginsel vir jou, jy het nie omdat jy nie vra nie, omdat jy nie bid nie. En hier is 'n interessante verhaal wat ek vir jou wil lees, en ek wil vir jou 4 punte gee, hoe om in die onmoontlike in te stap. Ja, jy het reg gehoor, how to walk into the impossible. Miskien het jy gedink, jy is maar so gemaak om so te wees, en so gelaat staan. Wel vriend, ek kan niks doen nie, but with God, nothing is impossible. En as jy glo, vir die een wat glo, is alle dinge moontlik. Soos ek wil jou vandag uitnooi na die reis om te stap op die onmoontlike. En as jy 'n skryfding het, skryf hierdie 4 punte vandag neer wat ek vir jou gee. Punt 1 is, jy moet vra. Punt 2, haal jou oog van die storm, van die onmoontlikheid van die saak af. Punt 3, raak ontslaaf van jou plan B. Ek gaan hulle nou weer herhaal, hoe om in te stap in die onmoontlike. En punt 4, stap nou, en gee daar die tree van geloof. Vir hom wat glo, is alle dinge moontlik. Wat jou saak betref, Markus 9:23, wat jou saak betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Dryf vrees na buite, want vrees is nie van God nie. Nou is hier 'n verhaal in die Bybel, waar Petrus 'n onmoontlike vraag gevra het. Hulle was op 'n boot gewees, in die middel van die see. En dit was nou nie juist die tipe dag waarop 'n mens sea walking sou doen nie. As jy 'n dag vir sea walking sou gekies het, sou jy 'n ander dag gekies het. Hierdie was 'n stormagtige dag. En dit was ook nie eintlik die uur om sea walking te doen nie, want dit was in die middel van die nag. Was nie soos hierdie prentjies wat jy sien wat dit dag was nie, dit was in die middel van die nag. Die Bybel sê 3 uur die oggend tot 6 uur die oggend, dit was die 4de nagwaak. Dus dit was vroege oggend hier, net na 3 in die oggend. En Petrus vra toe die Here of hy 'n bietjie sea walking kan doen. Wat 'n interessante vraag. Daar was nog mense op die boot, maar hulle het nie gevra nie. Soos hulle het nie gekry nie. Petrus, is jy dan nou lus om in die middel van die storm 3 uur die oggend sea walking te doen? Wel, Petrus wou sea walking doen. Maak nie saak wat jy wil doen nie, hoe groot dit is nie, hoe uitdagend dit is nie, hoe onmoontlik dit is nie. Vra 'n bietjie vir God iets wat buite die verwysingsraamwerk van die gemiddelde mens is. Ek preek lekker as ek vir myself ook preek. Ek hou daarvan om oor hierdie goed te praat, want dit moedig myself ook aan om die onmoontlike te gaan tackle. As jy iets vra wat moontlik is, wel, jy is nie eintlik besig om God daardeur te verheerlik as dit wat jy vra moontlik is nie. Maar as jy die onmoontlike vra, dan verheerlik jy God daardeur, want jy sê vir hom, jy glo in hom. Lukas 1:37, by God sal geen ding onmoontlik wees nie. Wil ons nie 'n bietjie God verheerlik, deur hom
vir dinge te vra, wat buitekant ons vermoëns is nie. Kom ek lees vir jou, Matteus 14, en ek lees vir jou kom ons lees vanaf vers 23. Nadat Jesus die skare weggestuur het, klim hy op die berg om te bid. Dadelik praat dit met my, om in die eensaamheid te bid. Kobus, sê ek vir myself, jy moet meer bid. Net gisteraand vra iemand my, hoe gaan dit op 'n WhatsApp? My skoonma eintlik. Ek sê, ma, dit gaan goed. Ek het 'n honger na God, maar my honger is nie groot genoeg nie, anders sou ek hom meer hoor praat het. Vriende, kom ons kweek ons honger, kom ons praat met God, en jou honger sal groter word. En die Bybel sê, hy stuur die disippels toe een kant terwyl hy gaan bid, en terwyl Jesus gaan bid, is die disippels in die middel van die see, en die see moes hulle getuister het. Kom ek lees. En die skuit was al in die middel van die see getuister deur golwe, want die wind was teen hulle, soos dis 'n storm op die see. En jy kan God in enige situasie, in enige storm, in enige gladde see, in enige onstuimige see, enige iets vra. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. Want Jesus kom na sy disippels, so hy het afgesonder, hy het gebid, hy was eenkant en hy stap na hulle. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees. Ek wil amper sê, hulle het soos 'n klomp tienermeisiekinders geklink, wat gil en skree, en te kere gaan uit vrees uit. Jammer as een van julle na my luister, moet my nie met 'n pannekoek gooi nie, asseblief. Hulle het gegil, letterlik gegil. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord en sê vir die Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Ek meen, wat 'n soort vraag? Was Petrus nou maar net van daai soort, ek meen, hoekom vra jy nou om op die water te loop? En hoekom het Jesus op die water geloop, en hoe het hy op die water geloop? Wel vriend, hy het op die water geloop net soos wat hy wil, want hy is God. En hy kan jou op die water laat loop net soos jy wil, want hy is God. With God, nothing is impossible. En Petrus het hierdie onsinnige vraag gevra wat ek nie verstaan nie. En ek is seker jy verstaan dit ook nie. Hy vra, Here, as dit U is, laat my op die water loop. Ek bedoel, hoekom het hy nie gesê, Here, kom klim in die boot nie, of aan hom gevat nie, of ek meen, as jy so dapper is om op water te loop, maar omdat hy gevra het hy gekry, want Jakobus 4 vers 2 sê, julle het nie omdat julle nie vra nie, omdat jy nie bid nie. Kan ek dit vir jou sê? Is jy gereed om die waarheid te hoor? Is jy emosioneel gereed om te hoor wat ek nou vir jou gaan sê? Moenie die skerm afsit nie, moenie hier die device nou neersit nie. Ek gaan nou vir jou sê, jy het nie omdat jy nie bid nie. Ja, jy het reg gehoor. Petrus vra hierdie ding, hy sê, laat my op die see loop. Dis iets onmoontliks. Dis wetenskaplik onmoontlik. Dit is net totaal onmoontlik om op water te loop. Baie mense het dit al probeer, niemand nog reg gekry nie. Maar by God sal geen ding onmoontlik wees nie. Soos punt 1 is vra. If you want to walk into the impossible, ask. Pray. Bid sonder ophou bid. Baie mense bid, maar hulle gebed is nie 'n deurdringende gebed nie. Hulle gebed is nie 'n gebed wat aanhoudend is nie. Hulle gebed is nie 'n gebed soos vir die vrou wat die regter aanhoudend lastig geval het nie. Hulle gebed is 'n gebed wat net vra en dan maak hulle klaar en hulle dink hulle is klaar en hulle vra nie verder nie. Wel, Elia het 7 maal gebid. En die 7de keer het hy 'n wolkie soos 'n man se hand gesien oor die see. Hy het aangehou met bid. Dis die resep, jy moet aanhou met bid. Jy moenie moedeloos word nie, jy moenie ophou met bid nie. Hou aan met bid tot lig deurbreek.
Petrus vra, kan ek op die water loop? Dis punt 1, vra. Punt 2 is, haal jou oog van die storm af. As jy nie onmoontlike wil inloop, moenie die onmoontlike besing nie. Moenie uitlei hoekom dit onmoontlik is nie. As jy na die transaksie wil aangaan, moenie dink hoekom jy nie kwalifiseer nie. Moenie heeltyd sê hoekom jy nie slim genoeg is om dit te doen nie. Petrus het nie 'n graad gehad hoe om op water te loop nie. In effek, die Bybel sê hulle was ongeskoolde mense. Dis wat die Bybel sê. Die woord sê so. Ongeskoolde mense. Hulle het nie veel geleerdheid gehad nie. Maar weet jy wat het hulle gehad? Hulle het gebed gehad. En hulle het geloof gehad. En hulle het Jesus gehad. En nou wil ek jou vra om jou oog van die onmoontlike af te haal, van die storm af te haal, van die grootsheid van jou uitdaging af te haal, en sit jou oë op die Here. Kom ek verduidelik vir jou. Toe Dawid met sy broers kom praat, toe Goliat in die veld was, toe Dawid uitgesluit was, hy was gediskwalifiseer vir die oorlog, sy pa het vir hom gestuur om vir sy broers padkos te bring, 'n broodjie of kaas en so meer. Toe kom hy by die veld en die broer sê vir hom, het jy Goliat gesien? Hulle sien die onmoontlike. Hulle sien dis onmoontlik om hierdie vyand te verslaan. Maar Dawid het anders gekyk. Het julle my God gesien? Jy sien, party mense kyk na Goliat en hulle kyk na hulle self en hulle sê ek is klein. Goliat, myself, ek kan nie. Maar Dawid het gekyk Goliat en God. Sjoe, maar Goliat is daarom klein. Ek wil vir jou sê, jou uitdaging is daarom maar klein vir God. Ek wil vir jou sê, daar die kind wat die Here nie wil dien nie, die trane wat jou besorg word, daar die omstandigheid, is daarom maar klein teen God. Ek wil vir jou die volgende sê, daar die business venture wat jy wil aanpak en jou onbekwaamheid is daarom maar klein teen God se vermoë. En die Bybel sê die volgende, en Petrus antwoordde sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom Petrus. Petrus klim toe van die skei af en loop op water na Jesus toe. En Petrus doen die onmoontlike, want by God sal geen ding onmoontlik wees. Die business venture is onmoontlik, jy's reg. Maar vir God is dit moontlik. En as jy kan glo, is dit vir jou ook moontlik. Want by God sal geen ding onmoontlik wees nie. Ek luister na die verhaal van 'n sekere prediker. Hy het gesê hy gaan 'n televisieprediker word in die tyd in Amerika toe die televisie net uitgekom het en die TV net namerig en vroeg aan was en daar verder niks sien. En hy het gesê hy gaan 'n prediker word. En die ander man vra vir hom, die besigheidsman vra vir hom, nou hoe gaan jy 'n prediker word? Het jy kennis van die goed? Hy sê nee, ek het nie, maar ek het gevra. Ek het vir God gevra. Want daar's baie mense wat tot bekering kan kom oor die TV. Hy sê, maar het jy al ooit op die TV gepraat? Hy sê, nee, ek het nie, maar ek het gevra. Hy sê, nou maar, ken jy mense in die TV-bedryf? Nee, ek ken niemand in die TV-bedryf nie, maar ek ken God, ek het hom gevra. Hy gaan sien toe die TV-plek, en toe hy daar kom, toe sê die man agter die lesenaar vir hom, ons sal jou nooit hier laat praat nie, hier's rye mense en jy wil verniet op die TV praat, hier's rye wat staan en vra om wat wil betaal, wat betaal en jy, vergeet daarvan, en behalwe dit is, kyk hoe lyk jy, jy het nie eens netjies se klere aan nie, en jou hare is nie goed gekam nie, jou klere pas nie eens by mekaar nie, en jy dink ek moet jou, jy kan vergeet, ek sal dit nooit doen nie, maar elke week het hy gegaan, eventueel sê die man, ek gaan nou die polisie kry en jou die sekuriteit om jou hier uit te sit, ek soek jou nie hier nie, ek sal jou nooit toelaat nie, en toe hy dit sê, toe is daar 'n vrou agter 'n lesenaar wat sê, ek wil jou vra om vir my suster te bid wat op sterwe lê, sal jy dit doen? Hy sê met groot graagte, en hy het gedink is maar om die draai, maar toe is die pad 250 myl ver, en soos hy ry kom hy agter sy brandstof raak op, hy gooi ligte, die vrou stop later, en toe sy stop, toe sê hy vir haar, mevrou, weet nie om vir jou te sê nie, maar ek het nie geld om brandstof in te gooi nie, my kar gaan nie meer ver kry nie, sy sê, so right, ons gooi brandstof in,
ry verder, hy lei die vrou na die Here toe, en toe hy klaar die vrou na die Here toe gelei het, toe sê hierdie vrou vir hom, die vrou wat hom genooi het, ek wil hê, jy moet hierdie boodskap op die TV bring. Hy sê, maar hoe gaan ek het regkry? Daai man het gesê, hy hou niks van my nie. Sy sê, ek is eintlik die eienaar van die stasie, dis my man, hy dink die stasie behoort aan hom, maar ek is die eienaar van die stasie, en ek gaan jou nie net 'n kwartier gee, soos jy gevra het nie, jy moet dit 2 keer doen, ek gee jou 'n halfuur, en behalwe dit is, ek wil hê, jy moet ook op my ander 2 stasies praat, want ek het nog stasies, en behalwe dit is, ek het baie vriende wat ook stasies het, eventueel het hy op 160 stasies gepraat, en hy het gemiddeld 29 na 30.000 briewe per week gekry van mense wat reageer, want hy het altyd gesê, as jy jou hart vir die Here gee, reageer, want ek wil vir jou 'n Bybel stuur, en vir jou 'n paar riglyne stuur, 29.000 na 30.000 mense per dag, want hy het gevra, is daar iets wat jy vandag moet vra? Ek wil vir jou sê, we serve the God of the impossible. Hou jou oë van die storm af. Nou die Bybel sê, die woord van die Here sê, Petrus het gesien dat die wind sterk is en toe het hy gesink. As jy na jou storm gaan kyk, gaan jy sink. Eers het hy geloop, maar toe het hy gesink. Eers het hy geloop, maar toe hy na die storm kyk, het hy gesink. Moenie kyk na jou bloeddruk nie. Kyk na die God wat bloeddruk gesond maak. Moenie kyk na jou familie geskiedenis, jy kyk na God wat die geskiedenis verander het deur op die kruis te sterwe. My God is able to carry you through. En dan die laaste punt is, of die tweede laaste punt is, get rid of plan B. Ja, is 4 punte. Punt 1 is, jy moet vra. Punt 2 is, hou jou oë van die storm af. Punt 3, get rid of plan B. Moenie 'n plan B hê om vinnig uit te kom nie. Moenie 'n gedagte hê om vinnig uit hierdie situasie te ontsnap as dit nie werk nie. Jy moet jou hele hart daarin sit. Jy moet glo. As jy glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Ja. Jy moet bid en glo dat jy dit reeds het en jy sal dit ontvang. Get rid of plan B. Plan B moenie in jou vocabulary wees nie. Het moenie in jou verwysingsraamwerk wees nie. God het net een plan. Baie mense kry eers hulle plan B reg en dan gaan hulle God vertrou. Hulle het eers 'n plan B, dan gaan hulle vir die Here werk. Wel vriend, jy gaan nie vir die Here werk as jy 'n plan B vir jou reg kry nie. As jy moet kop eers heeltemal in 'n saak ingaan, want God gaan jou deurdra, anders gaan jy dit nie maak nie. Dan is dit punt 4, get out of the boat. Dit is seker die belangrikste punt, step out. Baie mense bid, maar hulle gee nie die eerste tree nie. Baie mense vra, maar hulle gee nie hulle eerste geloofstap nie. As Dawid nooit gegaan het en die klippies opgetel het en die slinger gedraai het dit nie gebeur nie. As Dawid nie sy voet oor die rand van die skip gesit het nie. As ek nooit werklik in die bediening gegaan het ek nie vandag hier gestaan nie. Ek moes bereid wees om in die bediening te gaan en toe ek my eerste beroep kry, het ek nie geweet of ek 'n salaris gekry en indien wel wat dit gaan wees nie, maar ek het gegaan, ek het nie gevra nie. Einde van die eerste maand het die oom wat daardie jare die tesourier was, hy sal jare oorlede, na my toe gekom en gesê, pastoor, weet nou nie eintlik om vir jou te sê nie, ons het nou nie oor geld gesels nie, hier's vir jou checkie, ek weet dit is seker baie minder as wat jy verwag het, maar en as wat jy dalk gekry het, maar hier jammer daaroor. Wel vriende, ek het eintlik nie iets verwag nie. Ek het nie geweet wat ek gaan kry nie en ek het ook nie eintlik daaroor gedink nie, want ek het God. With God, anything is possible. Vriende, klim uit jou gemaksone uit. Klim uit die veilige boot. Wat ek vir jou wil sê is, daar was 12 mense in die skei, net een het op water geloop. Daar's baie mense in hierdie wêreld wat nie eens die Here dien nie, maar hulle doen onmoontlike goed. Want hulle vra die Here, of hulle ouers was gelowiges en vra die Here vir hulle kinders. Meeste suksesvolle mense wat nie die Here dien het 'n familielid wat vir hulle bid.
Hulle is maar net geseënd, omdat die Bybel sê, ek het nooit die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Maar wat daai man nie weet, hy gaan ook 'n nageslag hê, en hy moet weer vir hulle opgaar, gebede en 'n regverdige lewe, maar jy kan dit vir jouself ook kry, deur eenvoudig maar net te bid. Punt 2, jou oë van die storm aftaal. Punt 3, van jou plan B ontslae te raak. Punt 4, is so maklik, is gee daar die eerste tree in geloof. Kom ek bid vir jou. Vader, u sien die uitdaging wat elkeen wat na hierdie boodskap kyk, het. Ek weet daar styg nou gebede op na u toe. Here, help. Here, help met hierdie kind, help met hierdie siekte, help met hierdie dilemma, help met hierdie gebreekte verhouding, help, Here, help asseblief met hierdie venture, help asseblief, Here, ek gaan dit nie maak nie, help. Here, u hoor daardie gebed, en saam met hulle glo ek vandag, want u trek hulle uit die storm uit die oseaan uit. Amen, amen. Wel, as jy saam met my gebid het, en jy kan getuig van 'n wonderwerk in jou lewe, stuur vir my 'n WhatsApp, waarin jy net sê, uitgehaal uit die storm. Stuur vir my so kort WhatsAppie, wat jy net sê, dankie, ek het saam gebid, en God het my beantwoord. Ek sal graag van jou af wil hoor, en vir jou van my boodskappe wil stuur, op my boodskaplys sit, op my poslys sit. As dit jy is, stuur vir my daar die boodskap. En natuurlik is nou tyd vir ons laat inskrywings by ons Bible Key University. As jy meer